Hey everyone, welcome back. I'm Ruben Lambras, and in today's video I'm going to do another Q&A. Don't forget to subscribe and turn on your notifications bell. Penny, die eystervarkie. Dis nou 'n nuwe ouetjie wat ons op social media sien. Vertel vir ons haar storie. Ja, so Penny is die nuweling hier op die werf en sy was in Windhoek gekry waar mense vir haar gekry het in 'n geet of 'n drein waar honde vir haar geblaf het en wou vir haar byt. So sy is gelukkig om 'n tweede kans te hê. Die mense het toe vir haar ingeneem en hulle het toe vir 2 dae nie melk gegee nie. Hulle was nie seker of hulle moes nie, want iemand het vir hulle gesê sy is al groot genoeg. Maar op die ou eind toe het ons uitvind sy moet, toe hulle nou vir ons gee. En toe sy begin die bottel drink en sy is nou so mak soos 'n hond. Sy is regtig baie oulik. En haar pennetjies is nog sag. Ja. So sy kan nou nog lekker hou vas en cuddle, maar ek dink een van die dae as hy nou groot is, gaan jy nie meer kan nie. Ja nee, jy moet cuddle terwyl jy kan, want dit gaan sekerig raak. En dis interessant terwyl jy van die pennetjies praat. Eystervarke skiet nie hulle penne uit nie. Nee, dis 'n ding wat mense oor spekuleer, maar dis nie waar nie. Hulle reverse so as hulle skrik so in iets in. En dan steek dit vas. Dan sy gaan daar vas. Kry julle baie mense wat julle kontak en sê ons het 'n klein wilde diertjie? Dit gebeur gereeld, want vandat ons vir Cindy het, is nou al 30 jaar terug, is daar gereeld mense, veral met bobbejane. So hulle is maar op pesmos in Namibia vir die boere. So baie keer word een geskiet en hulle sien nie daar's 'n babietjie nie. En dan sit hulle met die babietjie, dan vra hulle vir ons, mam, Cindy was stout genoeg, my ouers sien nie weer kansie. Good morning, Cindy is already out of bed and she's drinking out of a special cup today. Present from somebody. Good morning, Cindy. Nice pot, eh? Okay, when she sits down, I'll give her the special tea. What a good greeting so early in the morning. Is dit Cindy? So ons vat nou nie bobbejane in nie. Baie keer meerkatte en so, maar dit is maar ook 'n groot stryd om hulle aan mekaar gewoon te kry, want dit is 'n groot bekleierery, hulle is territoriaal. Baie mense dink meerkatte is net oulik, hulle lyk so, maar hulle nuwe mense en nuwe diere word gewoonlik gebyt. Minkie en Jerry, die sit ons het is uitskieters, hulle is glad nie kwaai nie, maar meerderheid van die diertjies kan maar kwaai wees. En dis die ding met, dis nou baie oulik om 'n wilde diertjie te hê en ja, nee, ons wil almal graag 'n meerkatjie, maar mense besef nie hoeveel werk gaan in so iets in nie, veral as hulle klein is, nie? Baie. Nee, dit is, jy moet die tyd hê daarvoor en ja, eerstens ek sal nie aanraai mense, want ek dink wat baie mense sien is, hulle is like oulik op die sosiale media en goed en nou wil hulle hê, maar nou vang hulle uit die natuur en hou hulle dan in die dorp, in 'n klein huis en dis wanneer hulle kwaai raak en so dis iets wat mens nie moet doen nie. As mens nou enetjie optel is dit 'n ander storie, maar hulle maak maar nie lekker troeteldiere om die werk. Hulle beklei baie met honde en nuwe diertjies wat jy kry, nuwe mense wat kom kuier so. Dit is nie altyd soos wat dit lyk op sosiale media. Nee, daar's 'n rede hoekom dit 'n wilde dier is. Ja, 'n instink. Ja. Voor ons by van die ander vrae kom wat ek het, watse diere het julle nou alles hier? Dis nou die meerkatte en die muishonde en dan nou pen en die varke is skreeusnaaks. Ons het vanoggend wakker geword in die kampplek met die groot vark, Kali. En Kali maak 'n koelboks oop. Wat hy opgemaak? Hy julle bier gesteel. Nee, hy was baie geïnteresseerd in die saadbrood wat ons gehad het. So hy het vir hom uitgehaal en opgeëet en die vriend, ons het kyk vir hom. Maak hy hom weer oop, haal hy die ander brood ook uit. Dit is hy het ook al hoe hy op die tafel gekom het, ek geen idee nie, maar die braaivleis is ook weg. Het op die tafel julle kos gesteel? Ja, maar ag, dit maak ons nou nie saak, dit is so vrek cute. Ja, hy het nou al geleer met die kampers daar waar hy kos kan kry. So hy is lekker stout, hy vat sy kans as hy iets ryk. En hy ryk mos alles uit. Vrek slim, nee? Maak 'n deksel se koelerboks oop. Jy kan nie glo. Ongelooflik. Is jy Pumba? Pumba? Weet jy wat?
bietjie vaar. Is weer reggemaak. Wat? Hallo. Hallo. Jy het 'n bietjie skeer, Pumba. Ah! Ciao. Wat? Oh my. Hey, jou vark. Jy's besig om ons kos op te eet. Lekker braaibroodjies, tata. Ons is nie eens meer koekies nie. Jy het jou daar lê die sak. Watter sak? Hy het die brood uit die sak Hy het die brood uit die uitgehaal. sak uitgehaal. Ek kan dit doen. Ek wil gou by 'n teerpuntjie kom en dit is vir my belangrik dat 'n ou dit op social media baie duidelik sê. Want ek het dit nou al opgetel veral op jou Instagram. Hierdie is nie diere wat jy uit die veld uit gaan haal het om pets te hê nie. Dit is glad nie wat hier gebeur nie. Dit is vir my belangrik om die boodskap uit te sit dat hierdie is alles diertjies wat ons gekry het deur boere wat hulle optel reg oor die land. Dit is vir my baie erg om te sien baie keer in Poland of in daai plekke waar dit sneeu, as sit die meerkatte in die 10de verdieping. Dis en ek kyk net verskriklik. buite, ja. So dis wat ek nou op die post begin sê. Ek sien jy sit dit nou as standaard, dit is 'n tipe van 'n disclaimer in, hè? Ja, want mense moet nie, daar's mense wat my vra waar kan hulle meerkat koop of Ja. kan hulle een nou kry of kan ek nie vir hulle een gee nie. Dan sê ek vir hulle is kwaai. Ons is maar gelukkig dat ons in die is nie. Op ouend bly ons in vry. Hulle gaan onder deur die drade, loop in die natuur soos hulle wil. Hulle kom kuier as hulle wil. Hulle kies nou vir ons as familie. So dit is vir my belangrik om vir die mense daar buite te sê dit is nie troeteldiere. Mens moet hulle nie in die natuur vat nie want op hulle behoort maar aan 'n groepie. Presies. So ja, dit gaan hulle net ongelukkig maak en dan is die kans daar dat as hy nou nie meer klein en oulik is en hy's groot en hy's 'n probleemdier, dan moet mens nou daai dier weer wegstuur En dan moet jy deur 'n hele rehabilitasieproses gaan wat belaglik is. Onreg aan die dier. Absoluut. Want ja, dis presies soos jy sê, hulle kuier hier by julle, maar dan klap hulle toon, daar gaan hulle. Ja. Dis ongelooflik. Ja, hulle dis die lekker ding is hulle is vry en hulle kan kom na ons as hulle wil. Die varkies is bietjie stout, ons het 'n heining ons los van. Ja, want hulle is nogal hulle is besig, nee, hulle is handvol. Ja, my ma kry grys hare wat hulle die tuin hier mekaar maak. O, nog dit ook. Ja, so ons laat kom hulle so nou en dan in, veral nou dat dit die droogte is, so kan hulle groen gras eet. Maar nee, hulle maak gate in die gras en eet alles, so hulle is lekker stout. En die social media ding, want dit het totaal en al ontplof. Jy het dit seker nie verwag nie. Nee, nooit nie. Ek het nog in Windhoek gewerk 2 jaar terug Januarie. En toe ek die plase gemis, dit is net 'n uur weg. Ek het selfs Woensdae baie keer uitgekom, naweke ook. Maar ek het toe net verlang die leefstyl wat mens hier gehad het met die diere. Ek het toe bietjie begin oplaai op sosiale media. En op 'n dag het een video net soos 'n veldbrand versprei en van daar af is dit net duisende followers. So ja, glad nie beplan nie, dit het net gebeur. So Ja, ver meer as 1 miljoen nou al. baie op Instagram is 1.2, Ja. Facebook 1.3, YouTube so 500,000 en TikTok ook. So ek dink saam is dit nou amper 4 miljoen seker. Hoe laat dit jou voel? Om met want dis die ding met sosiale media. Jy raak soort van half volksbesit. Met eens dink almal hulle kan sommer net Ja, met bespraak. ja, hallo en is dit nie vir jou baie invasive nie? Dit is nogal invasive in die manier van almal weet alles van jou amper of hulle wil alles weet. So privaatheid is nou nog meer spesiaal vir my as wat dit ooit was. Maar ja, daar's altyd goed en sleg. Ek probeer op die goed fokus. Alles in 'n goeie ding te omskep. So ja, ek probeer nie te veel fokus op die snaakse mense daar buite wat snaaks. Ja, want hulle gaan altyd daar wees. Nee, hulle is daar en ek het al 'n dik vel ontwikkel. Daar in die begin was dit vir my 'n bietjie erg as iemand iets sê, maar nou kan ek nie minder worry nie. Ja, mense raak so half gewoond daaraan. En soos jy sê, die positiewe spin-off is nou byvoorbeeld toe jy die Go Fund begunstig het, want baie van jou ondersteuning kom van oorsee af. Waar het die idee vandaan gekom? Die idee om die GoFundMe te maak was van, ek het mos nou die Ruben Lambrecht Foundation, dat ek die
mense en diere in die land bietjie wil help wat swaar kry. En deur dit alles, mens verstaan maar oor see, die meeste volgelinge is van daar af. Ja. En hulle het meestal meer geld om te spandeer as ons hier in Afrika wat bietjie swaarder kry met ekonomie, droogte ook. En hulle die wisselkoers aan hulle kant. Presies, ja. Hulle het die wisselkoers ook. So, toe het ek gedink, hulle wil so graag help. Ek het begin met livestreams op sosiale media en ek het bietjie net gedeel oor die probleem wat ons het in Namibië en daar was so baie mense, goedhartige mense wat wil help. En op die ou einde toe het ek besef maar mens kan hierdie alles in iets goed omskep en so ek probeer nou die central platform wees vir mense wat wil help en ek kan mense soos Henriette van Droogtehulp help as hulle geld kort vir die droogteval. So ja, mens probeer maar goeie dinge doen want mens is geseën om 'n groot platform te hê. En toe jy nou jy's nou 'n ander generasie, so die hele social media ding is daarom so 'n bietjie nie vir jou so vreemd as wat dit vir ons was nie. Ja. Maar toe jy nou nog bietjie jonger was, het jy ooit gedink jy gaan hier opeindig met 'n stigting en sulke goed? Ja, toe ek jonger was, ek sou nooit aan dit eers gedink het. Ja, ek het altyd nog steeds gedroom om op 'n plaas te bly en met diere betrokke te wees. So ek moet sê my droom het waar geword en selfs meer as wat ek voorgehoop het. So ek is baie excited vir die toekoms wat kom en ek dink daar's baie goed wat nog gaan gebeur. En ja, so ek sien baie uit. Ruben, ons wens vir jou baie sterkte toe en ja, jy maak 'n ouer generasie soos uitspeel. Gee vir ons hoop vir die jonger generasie van Namibië. Baie dankie. Baie dankie, ek waardeer dit. Hey everyone, welcome back. I'm Ruben Lamras. I'm here with Jay and Minky, the meerkats, and in today's video I'm going to look back at some of the most popular videos I've posted on social media. If you like this videos, please subscribe and let's start. Met Marista Lamberg en sy is Cindy se ma. Nou as jy nog nie weet wie Cindy is, dan bly jy onder 'n klip. Okay, nou kom ons begin die dag wat jy vir Cindy gekry het. Hoe het Cindy by jou en jou man beland, Marista? Ons is pas getroud, net terug van honeymoon. Ons is op die plaas en ek ry by my bure verby en die seun staan daar met hierdie klein bobbejaantjie. Hy sê toe wil tannie nie die bobbejaane hier nie. Ek sê hoekom? Nee, my pa sê ek mag haar nie hou nie. Toe vat ek maar vir haar, want wat moet jy nou doen? Kom ek by die huis aan en vertel my man hier soos nou met die honeymoon baby doenig, bottels en doeke en alles. En ja, toe het ons nou maar deur daai dinge gegaan. So sy was klein. Baie klein. Sy was seker, ek skat 'n maand oud. Sjoe. Ja, en ja, weeskind gewees, wat sy nou vir haar geword het. Iemand moet haar groot maak. En jy vat nou hierdie diertjie in en jy besef nie oud sy kan raak hier. Hier is nou al by 30 jaar later. Ja. Ek kan dit nie glo nie. Maar ek sal dit ook vir niks verruil nie, al het dit nogal bloedsweet gewees. Was dit moeilik? So jy het praat van bottels en goed. Was dit nou letterlik soos 'n pasgebore babie of 'n pap babietjie wat jy nou moet voed? Ja, nee, sy het bottels gehad. Later het sy sommer self die bottel vasgehou wat nou makliker is, baie vinnig vasgehou. Beter as 'n mensbaba, want toe my tweelingseuns 4 jaar later kom, was ek eintlik reg. Maar doeke het ek nie gehad nie. Ons het ook nie geld gehad vir die weggooi doeke nie. So ek het soos in die ou tyd maar 'n lapdoek, sommer hierdie huisvatdoeke gevat, gat en geknip om haar gedraai. Maar sy het nie vreeslik baie doek gedra nie. Sy het hom eintlik uitgetrek vinnig. Maar in die aande darm dit aangesit dat ons nie te Waar het sy geslaap? Het sy by julle geslaap? Ja, by ons geslaap. Vir 3 maande het sy my vasgeklou. Ek kon nie roer nie. As ek gestort het, was sy op my enkel en dan het my voet maar so uit die water gehou.
As ek gebad het, is op die rand gesit met haar arms om my kop, so sy het my nie uitgelos vir 3 maande. Sy het jou as ma aangeneem dan, nee, Marissa. Ja, nee, en ek is nou nog aan ma. Sy het baie respek vir my man, want hy's die alpha male. Bobbejaan rangorde is daar altyd 'n man wat aan top is. Ja. Maar ek is haar ma en sy het baie respek vir my. Soos as ek hier rond moet vir haar iewers heen vat of ons moet iets doen, dan doen ek dit, want sy luister vir my. Ja. Het julle haar oral saam heen gevat? Want jy kan dan mos nou nie jou babatjie by die huis los nie. So het julle gaan vakansie hou met Cindy. Ons het nie groot vakansies. Die eerste toe sy 'n bietjie ouer was, het ons nou langer weggegaan Kaap toe of so na die werkers gekyk. Met so baba was, moes ons al saamvat. Ja. En dan het ek nou grys hare gehad, is daar by Henties baie, as jy op al die karre rondspring en ek sien hierdie manne raak nou kwaad as hier. Spring sy op die kar? Sy spring op die kar met daai sandvoete en hierdie Toyota manne wat baie opset. Ek hardloop die hele dag op die strand rond agter die bobbejaan. Sy luister nie vir my nie. Dam toe gegaan waar my man rubberducks gedoen het. Daar so stout gewees. Gryp ons almal se kos, veral kos. Ja. Toe sy nou ouer was en sy gryp iemand se kos, dan kan jy dit ook nie afvat jy want nou byt sy en trek jou hare. So ek het my hart geleer. Daar was nie Google nie, daar was nie boeke nie. Om 'n bobbejaan groot te maak het ek niks. Is nie maklik nie. Ek wil as jy haar persoonlikheid moet opsom vir mense. Hoe sou jy sê is Cindy? Ek dink Cindy is baie liefdevol. Sy hou daarvan van aandag. Sy hou van kaddels en drukkies en soentjies en die mense kom vryf en hulle het 'n borsel en borselvaas. Sy hou van aanraking en saam met mense wees. Al sit sy ook net by ons, is vir haar lekker. Ja. Sy's baie moederlik. Haar moedersinstink is sy gesteriliseer vroeg. Het nooit weggegaan nie. Sy tel nou enige tot 'n eistervark op, wat steek dit haar vingertjies. Sy wil moedertjie wees. Ja. So sy's baie liefdevol, sy's baie lojaal ook. Sy sal altyd vir ons beskerm teen enigiemand anders. Ek kan dink nee. Maar mense kan haar vryf, nee, of is sy bang dat sy iemand sal byt? Het sy ooit wat sy aggressief is? Ja, nee, sy het baie mense gebyt, hare getrek en geknyp en sulke dinge, maar ek het net mos my met tyd geleer wanneer sy sal doen is as iemand nou haar vlakvarkie optel of haar meerkat of haar hondjie of iets, dan sy daarvan gou nie. Omdat sy vir hulle wil beskerm en ook as dit oor kos gaan, as sy nou eet, jy kom vat nie dan aan haar nie, want sy's bang jy vat haar kos. O, jy vat dit af. So dis die twee goed wat sy makliker mense sou gebyt het. Ja. Maar ek het dit ook maar geleer op 'n harde manier. Ja. Marissa, jy het nou vir ons gewys en ons sal nou 'n video daarvan gemaak. Sy het eers buite, wanneer het sy toe nou uit die huis uit of uit die huweliksbed uit beweeg buite toe? Ek kan nie regtig onthou nie. Jesus, ek probeer my kop bymekaar kry, want 30 jaar is so lank terug. Dis baie maar lang. Ek kon net nie meer lekker slaap nie. Ek neem sy kriebel mos maar. Ja, lê nie stil nie. Vanaand wakker vir enige. So ek 3 maande lank dink ek was sy by ons en toe het ons nou vir haar buitekant 'n hokkie gemaak waar haar nou veilig is, wat sy kon slaap in die aande. Ja. Maar ja, dit het maar 'n rukkie gevat, maar ek kon nie meer nie. Toe die tweelingseuns van kyk, een seun is 'n handvol, nou het jy 2 en jy het vir Cindy. Hoe het sy nou jou opset jou aandag was nou verskuif bietjie. Hoe het sy dit hanteer? Sien is nog iets wat 'n blur vir my is. Ek weet nie as ek deur daai dinge nie. Maar die mense daar het ook swanger geraak en sy onthou net 'n wyfie bobbejaan kan baba steel. So ek het nogal bang gewees. Regtig? Hulle sê so. En toe het ek nou maar vir versigtig gewees en nie vir hulle as klein babatjies by haar laat kom nie. Maar hulle het heeltyd mekaar gesien en geweet van mekaar en so en toe hulle was seker so 8 maande oud, toe sit ek hulle by mekaar neer. Nie geweet wat sy gaan doen nie. Sy dadelik happy gewees om by haar boeties te wees. Sy het geweet dis nou familie. So sy dadelik vir hulle aanvaar en gelukkig gewees by hulle. Daai in hulle baie lief vir haar toe hulle nou met haar groot word. Cindy is the one I've grown the closest to because way before me she was even here. She's like a sister to me and my brother, almost 4 or 5 years older than me. So she have been there forever. She have actually helped us to raise many of these animals, especially the warthogs. They would sleep with her, she would take care of them. We obviously didn't teach Cindy how to give them bottle, but at least she gives them a lot of comfort and attention. So she really did a good job. Ek het mos wel altyd gegrap as julle sussie en sy's tog my arme kinders is ook maar deur swart hy met haar want sy het vir hulle gedissiplineer maar ja nee, sy het vir hulle op hulle plek gesit. As hulle nou wat doen, as hulle stout is of as hulle of as knou af. Hulle het natuurlik baie geterg. Seuns is mos hulle is lief geterg hierdie twee van my. So hulle het vir haar geterg en hulle doodgelag, maar dan jaag sy vir hulle, dan vang sy vir hulle, tackle sy vir hulle plat in die grond vas en dan skree hulle vir my. Dis ek nee, vat maar wat na jou kant toe kom. En dan begin groen sy maar net vir hulle. Sy het hom net as prins baie seer gemaak. Net regtig, maar sy het hulle bietjie afgeknou want sy wou vir hulle wys sy's bo hulle. Ja, sy was eerste daar, nee. Ja. Die ou sis. Ag, dit is beautiful.
ek wil hoor van haar gesondheid, Barista, want sy's nou 30. Ag, is haar gesondheid oor die algemeen nog oké? Nee, jy het ook gesê hart en longe, dit is fyn. Ja. Weet jy nou dat sy ouer is, elke bietjie van 'n skeet of as ek optel sy's nie lekker nie, dan dink ek nou Dr. Google gaan my die antwoord gee, nou kyk ek nou wat gaan aan en dan dink ek is nou die ding en daai dinge alles, maar op die einde soos dit nou weer vir ons lyk, vir die 3de keer het iemand nog geluister na haar hart, haar longe, alles is alright. Haar klop is bietjie vinnig, maar dis omdat sy ook onaktief is. Sy beweeg nie baie nie, die loop nou nie dronke rond na 'n jaar van blindheid. So sy verder weet ons hier, dis maar die spysvertering is 'n bietjie van 'n probleem. En sy's 30 nie. Sy's net 30. In die natuur raak al so 18 tot 20 jaar, so sy's nou al verby haar prime. So sy's nou oumaatjie, sy's soos 'n baba in die huis alweer. En jy sê sy beweeg ook nie baie nie. Nee, ek dink dit dra ook by, dit sê artritis. So dis nie lekker altyd vir hom te loop nie, maar sy het medikasie vir dit en omdat sy nou min beweeg, dis ook sleg vir die spysvertering. Sy moet bietjie meer beweeg. So dis maar kwale wat nou die een beïnvloed die ander. Maar sy's maar is sy soos 'n menopausale vrou. Kyk, jy sal nou nie weet nie, maar ek weet dit baie goed. Ek is ook al daar. Grumpy. Ons is nie altyd is Cindy. En weet ek kom agter sy haar persoonlikheid verander soos sy ouer word. Ja, sy's baie rustiger, baie rustiger en nou dat sy blind is sy baie meer wat is die Afrikaanse vulnerable? Weerloos. So daar waar kan eers dit bly sit sy. Sy is eintlik in 'n mate makliker as toe sy hierdie stout tienertjie was wat alles gebreek het, rondgehardloop het, aan die gordyne geswaai het en net vernielsigtig was. Dit is baie erg. Bobbejaan is nie 'n grapjie, dit is baie stout. En so dit is nou half makliker nou dat sy ouer is en sy's volwasse nou en ek dink as 'n oumaatjie, sy's my partykeer bietjie te mekaar rig op. Sy ken haar pad, maar as sy partykeer wel verkeerd loop. Dis regtig 'n babietjie wat ek nou moet. Dis asof die sirkel nou weer voltooi is. Barista, wat het Cindy vir jou? Weet jy wat nie, dit was vir my as jy by haar sit en jy haar hand vas, dis so jy kyk in God se oë. Dit is so gestroop, nê? Daar's geen pretensie nie. Niks, geen pretensie, daar's net absolute suiwer liefde. Cindy is net haarself. Cindy is net 'n dier kan ons nie voorgee nie. So as hulle van jou hou en ons lief vir jou, is dit altyd so. Nou, dis absoluut suiwer, nee. Al het sy 'n pak slaap by my gekry, sy's gou weer op my skoot en drukkies en soentjies op. Toe sy nou klein was. Ek het hom gedissiplineer het soos 'n wyfie Bobbejaan vir haar sal doen, maar nee, sy's regtig as mens so naby diere lewe en so sy ook. Sy's so spesiaal. Jy sien God se hand in dit. Ek meen dat sy al 30 jaar is ook 'n wonderwerk. Dis waar, dit is. Hy's dit is asof hy as jy na as jy by haar is, dit die liefde vloei net so uit. En die rustigheid. Die rustigheid, Dit is terapeuties. Ek weet baie mense sit vir ure by haar, dan het ek 'n borseltjie, dan krap hulle vas. Sy is baie mal daaroor. Is dit? En vir mense ook, dit bring 'n rustigheid. Wat is die ervaring wat ek gehad het? Is toe ek daar sit en net 'n hand vashou. Dink ek dit is die beste terapie wat jy ooit in jou lewe kan kry. Is Cindy se hand vashou. Jy moet 'n soort terapieplaas hier maak. Barista, ek is iets wat ek ook nie wil hê jy moet sê. Dis nie net vir 'n Bobbejaan gaan haal en nou in jou huis groot maak nie. Nee, dit is mense moenie dit doen nie. Nee, die mense besef nie en ek weet dat baie mense met 'n Bobbejaantjie begin groot maak en hier 3, 4, 5 maande later dan besef hulle te veel, Hulle jy kan nie met hom huishou nie. En dan gaan stuur hulle goedjies weg of partykeer maak hulle van kant te seer. So ek het nou maar by diepkant ingespring en gedoen wat ek kon. Ek het die tyd ook gehad op die plaas, maar dis nie 'n dier wat jy moet maar ons het niks van ons wilde diere is in 'n kamp of in 'n hok of in enigiets nie. Hulle kan beweeg soos hulle wil. Bobbejaan het ons geroep. As Cindy dit gehoor het, het sy op 'n manier gereageer dat sy nee, weet jy, toe sy klein was, op 'n punt my man het sê hy kan nie meer nie. Toe breek sy nie weer sy ry by en toe sê hy nou gaan sy weg. Toe gaan soek hy 'n trop. En hy sit vir haar neer en hy ry bietjie weg en sy het so gekyk en hulle het vir haar gekyk en toe hardloop sy agter die bakkie aan. Toe ry bietjie verder, toe kom sy net aan. Toe stop hy en laai haar op. Sy wou nie, sy wou nie en sy het heeltyd Bobbejaan hier om haar ook so. Die grootste les wat Cindy vir jou as barista Lambrats geleer het.
Wat het Cindy vir jou geleer in die 30 jaar wat jy al saam met haar stap Ek is? dink lojaliteit is een van die groot dinge wat Cindy is. Baie lojaal teenoor ons. Sy as een van die werkers eendag net my sleutel aangegee toe byt sy hom. Sy het gedog, hoekom kom hy so naby aan my? Hy gaan my aanval. Ja. So sy is baie lojaal en beskermend, Ja. baie liefdevol en sy vergewe as ek nou vir haar geknyp het of haar bout geslaan het, sy vergewe vinnig. Ja, En sy aanvaar ook maar mense soos hulle is. Ek dink ons almal kan net mense aanvaar soos hulle is. En exactly. diere is so, hulle kyk hoe lewe hierdie klomp snaakse diere almal by mekaar. Almal by Hulle aanvaar mekaar, mekaar. ja. En daar's net liefde. Ja, Daar's net sy is nou die liefde. moeder en van almal. Sy is omtrent die moeder hè. Ja. Ek waardeer Barista. Ek en jou wil nie weggaan van jou af nie. En ek stel voor jy deursoek ons sakke voor ons die bakkie aanskakel. Ja, meerkat en 'n mongoose kan seker uitgeslip. Ja. Maar ek sal kyk. Baie dankie Barista. Ja, dankie.